Mense voel hulle gaan stem en niks verander nie. Ons beleef 'n werklik interessante stryd in hierdie hele vraagstuk oor demokrasie en die toekoms van demokrasie in die wêreld, want as jy nou na die meeste westerse lande gaan kyk, is daar in byna al die lande afname in die vertroue in demokrasie. 'n Land soos Duitsland het nog enkele jare gelede, 10, 15 jaar gelede, van die hoogste vlakke van vertroue in demokrasie in die wêreld gehad. Deesdae sê minder as die helfte van Duitsers dat hulle nog vertroue het dat die demokrasie oplossings gaan bied vir hulle probleme. En probleme soos massa-immigrasie, behuisingstekorte, energiekoste, al die probleme waaroor mense tipies in westerse lande deesdae bekommerd is. Daarteenoor en ek dink dit is dikwels dan die uitdaging van sommige van hierdie forme van demokrasie, is wat die Republikeine in Amerika beskryf en baie sterk ingeweef is in die hele Trump-beweging, is om te sê, maar jy moet 'n volksbeweging hê, republikanisme, republikeinse stelsel, soos in Amerika, is 'n regering wat vanuit die volk gebore word. Met ander woorde, dis nie 'n suiwer een man, een stem stelsel nie. In Amerika kan, soos wat in 2016 gebeur het, die een kandidaat 5 miljoen meer stemme as die ander een kry en die verkiesing verloor. Hillary Clinton het 5 miljoen meer stemme as Donald Trump gekry, maar Trump is verkies deur die volk, omdat die volk in Amerika 'n stelsel daar gestel het om 'n balans te bied tussen stedelike gebiede en plattelandse gebiede, tussen hoogs ontwikkelde deelstate aan die kus en plattelandse afgeleë deelstate. Om daardie balans te skep, het hulle aan 'n politieke stelsel ontwikkel. En dit is steeds 'n politieke stelsel vanuit die volk, wat die volk sê, dit is hoe ons wil hê ons land regeer moet word, en dan dikwels kry jy daar baie beter wigte en teenwigte. Die interessante wyse waarop daar tans voortdurende stryd is tussen die mag wat in deelstate gesetel is in Amerika en dit wat gesetel is in die federale regering, is dink ek een vorm daarvan, en is fascinerend. Nou, in sommige Europese lande is daar 'n armoede daaraan. Mense voel hulle gaan stem en niks verander nie. En volgende verkiesing gaan stem hulle weer en niks verander nie, want daar is eintlik wat hulle noem 'n soort van, maar net 'n kartel van politieke partye wat wie ook al regeer, maar eintlik aanhou om dieselfde dinge te doen. En dat daar nie regtig 'n soort van volksinsaag is nie. Land wat natuurlik dit wonderlik teenwerk is Switserland, en ek dink steeds is hoekom Switserland een van die suksesvolste lande polities en ekonomies is, en 'n land waar daar baie vertroue in die politieke stelsel is, met hulle referendums wat hulle 4 keer 'n jaar het, en enige burger in Switserland kan met 'n aantal handtekeninge, ek dink is 50.000, ek kan nie onthou nie, maar met 'n aantal handtekeninge kan hulle 'n vraag een keer 'n kwartaal, so daar's 4 keer 'n jaar referendums, 1 keer 'n kwartaal kan hulle daai vraag op die referendum kry en die volk besluit en die politici moet uitvoer. Die politici het geen vermoë in Switserland om daardie uitslag van 'n referendum oor te skryf of dit te ignoreer nie. Dit mag nie gebeur nie. Dit is 'n beter vorm van demokrasie. Ook 'n vorm van demokrasie, maar ek dink dikwels so 'n demokrasie waaraan baie westerse lande verval het, veral Europese lande, is eintlik gevaarlik, is eintlik riskant, en ons sien dit onder jong mense vandag in Europese lande. Hulle is besig om eintlik hulle vertroue heeltemal demokrasie te verloor. Suid-Afrika is natuurlik by uitstek, dis ons nou nie heeltemal 'n westerse land nie, 'n voorbeeld daarvan, met eintlik die peilings wat wys dat jong mense in Suid-Afrika byna geen hoop meer het dat die demokrasie en die politieke stelsel uiteindelik vir hulle oplossings gaan bied. En dit is gevaarlik, want dit skep nou altyd ruimte vir autoritaire soort van regerings, maar die geleentheid waaraan opgesluit is vir politieke hervormings. So mense moet altyd baie mooi dink oor politieke stelsels, en ek dink die groot fout wat in die 1990s gemaak is dat Suid-Afrika 'n totaal verkeerde politieke stelsel gekry het.